episode van Radio Scriptura, 'n potgooi van Scriptura. 2 Timoteus 3 vers 16 en 17 sê die hele skrif is deur God geasem. Die woord van God is voldoende om ons te onderrig in die waarheid, dwaling te bestry, verkeerdhede reg te stel en 'n regte leefstyl by ons te kweek. Scriptura is daarop gemik om dit vir jou te wys. Jou gasheer vir hierdie episode is Marnix Boersema. Goeiedag en baie welkom by nog 'n episode in ons reeks waar ons gesels oor die kort brief van Judas. En ons het nou al vir 'n geruime tyd aandag gegee aan hierdie brief en verlede keer het ons gefokus op die dromers en hierdie keer wil ons graag fokus op die sogenaamde spotters. Maar voor ons daarmee begin, baie welkom aan Jan-Louis Lee en Jaco de Beer wat saam met my hier in die virtuele ateljee is. Dit is baie lekker om julle weer te hier saam te hê en dat ons saam kan gesels. En ek sien uit om saam te dink en saam te leer. Baie welkom julle. Dankie. Goeiemôre. Julle ek het reeds vir julle genoem, die gedagte waaroor ons wil gesels is die spotters. En dit kom baie duidelik uit in hierdie gedeelte. So ek lees vir ons vers 17 tot 21. Dit is die fokusgedeelte uit Judas waarna ons vandag kyk. Ek lees vir ons uit die 33-53 vertaling. Maar julle, geliefdes, moet die woorde onthou wat tevore gespreek is deur die apostels van ons Here Jesus Christus, dat hulle vir julle gesê het, in die laaste tyd sal daar spotters wees, wat volgens hulle eie goddelose begeerlikhede wandel. Dit is hulle wat skeuring maak, sinnelike mense wat die gees nie het nie. Maar julle, geliefdes, moet julle self opbou in julle allerheiligste geloof en in die Heilige Gees bid, en julle self in die liefde van God bewaar, terwyl julle die barmhartigheid van ons Here Jesus Christus tot die ewige lewe verwag. Ek dink ons stop net eers daar, so dis vers 17 tot en met vers 21. Hier lê nogal 'n baie eenvoudige verdeling van gedagtes in hierdie paar verse, en die eerste gaan, soos ek reeds gesê het, oor die spotters, en dan die tweede gedeelte, dit is dan nou hier van vers 20 en 21 af, gaan oor ons behoud, veral ons behoud in tye van hierdie spotters wat die rondes doen en wat teenwoordig is. So dit is in breë trekke die twee gedagtes waarna ons graag wil kyk. Julle, so kom ons begin maar gewoon by die begin, heel logies hier by vers 17, waar die gedagte rondom die spotters ingelei word, en dan begin Judas en dan sê hy, die geliefdes moet die woorde onthou wat gespreek is deur die apostels van ons Here Jesus Christus, dat daar vir hulle gesê is, dat daar in die laaste tyd spotters sal wees. Nou, ons het nou al reeds in die Judasbrief raak gesien, hoe die apostel, hoe Judas sê dat ons moet stry vir die geloof wat reeds oorgelewer is. So daar's iets van 'n apostoliese tradisie. En ek wonder wat kom by julle eerste op in julle gedagtes as julle hier lees, hoe hy sê dat ons moet onthou dat daar gesê is dat daar spotters sal wees. Waarna verwys hy, watter woorde moet ons onthou en wat is die gedagte wat Judas hiermee vir ons wil oordra wanneer ons dink aan spotters? Wat is sy poging met hierdie woorde, voordat hy vir ons kenmerke en definisies van spotters gee? Jan-Louis. Ek dink die belangrike ding is die Here sê met hierdie gedeelte dadelik vir die kerk, moenie verbaas wees nie. Onthou, dit is al menigmaal, en dan dink ek aan woorde soos weet dit in die laaste tyd sal daar dwaalleraars opstaan. Ek parafraseer nou so 'n bietjie. Dinge gaan van kwaad na erger gaan. Dit gaan daar gaan 'n verskynsel van die laaste tyd wees. Dit gaan 'n feature, not a bug wees, verskoon die Engels, van die laaste dae, dat daar dwaalleraars gaan wees wat met 'n eie idee van hoe dinge behoort te werk, met 'n eie gesag die kerk gaan probeer binnendring en bepaalde wêreldse idees op die kerk wil oordra. En daarom weet dit, wees voorberei daarop, kry julle strategie reg, sodat wanneer dit met julle gebeur, dat julle nie onverhoeds betrap soos 'n slang wat per ongeluk by die huis ingeseil het nie. Ja, is belangrik om raak te sien, die woordjie maar, is nogal 'n groot woord hier, dink ek. Twee dinge wat ek dink Judas probeer doen hierso, of laat ek die woordjie dink uithaal, wat Judas doen hierso is.
Hy herinner hulle aan dat hierdie nie 'n geheimnis is nie, dat soos Jan Louw reeds verwys het, die goed gaan gebeur, dit is so verwagting. Dus daar's 'n reality check sal die Engelse woord sê, oor die toekoms en hoe die kerk gaan lyk en wat in die kerk, selfs in die kerk gaan aangaan. Want ons moet onthou, dit gaan nie hier oor wat buite die kerk aangaan, dit gaan hier oor wat binne in die kerk gebeur. En soos ook in Handelinge 20 al reeds verwys het toe Paulus die Efese ouderlinge bymekaar geroep het, gesê uit julle eie midde gaan hierdie tipe mense opstaan. Nou, onthou die woorde van die apostels van ons Here Jesus Christus. Dit is belangrik, die woordjie van ons Here Jesus Christus. Hierdie woorde wat hulle moet onthou, die waarskuwings, die kontras wat hy hier uitwys, is die woorde van Here Jesus Christus. Hulle is mense aangestel deur Christus. Dit is nie sommer net ouens wat gekom het en 'n klomp wysheidsbegeertes kom leer het nie. So dis Jesus Christus se woorde wat hulle moet onthou, spesifiek oor die laaste tye, wat die laaste tyd is natuurlik van sy sterwe, opstanding, hemelvaart, uitstorting van die Gees totdat hy weer terugkom. Ek dink ook dan verder om die woord spotters mooi te verstaan, moet ons sien dat dit 'n kontras is wat hy probeer stel. Ons 'n paar dinge wat hy uitwys en dan kan ons die spotters goed verstaan. Eerstens, hy sê hulle leef vir ons hulle eie begeertes, maar gelowig is dat hulle deur die apostels se woorde lei. Hierdie mense veroorsaak verdeeldheid, maar gelowiges bou hulle self op. Hulle leef sonder die Gees, maar gelowiges bid deur die Heilige Gees. Jy kan duidelik die kontraste sien. Hulle soek eie voordeel, maar ware gelowiges bewaar hulle self in God se liefde. Hulle wag vir oordeel, maar gelowiges verwag die barmhartigheid van Christus. So die maar wys 'n duidelike kontras tussen die ware gelowiges en die spotters. En dit stel natuurlik vir ons mooi die prentjie, wie is hierdie spotters? En wat ons miskien 'n bietjie meer duidelikheid ook nog oor kan gesels. Ja, Jan Louw, jy wil nog ietsie daaroor sê? Terwyl Jaco dit nou so mooi vir ons uitgelê het, sou dit ver gesog gewees, dis 'n vraag wat ek vra. In aanleiding van vers 19, hulle maak skering sinnelike mense wat in die Gees het nie. Dit sou nie ver gesog wees om te sê, dis mense wat in hulle wese onwedergebore is, maar 'n gedaante van godsaligheid het. Ja, en ek dink ons gaan dit, as ons nou by, dit is hier by vers 21 veral, aan die einde van vers 20 ook, maar dat ons 'n bietjie infokus op presies hierdie kenmerke wat genoem is. Ek wil net graag nog so een treetjie teruggee, as ons nog steeds hier by vers 17 kyk na die briefskrywer wat vir ons sê dat ons moet onthou dat daar voorheen gewaarsku is dat hierdie dinge gaan gebeur. En julle het nou baie mooi uitgelig, dit is nie iets waar ons moet verbaas wees nie. En dit is nogal, dis so 'n eenvoudige ding wat die Here in sy woord sê, is moenie verbaas wees as daar spotters gaan wees nie, en tog vergeet ons dit. Ek meen, ons is in die kerk en ons beleef dat daar dinge in die kerk gebeur wat regtig ontstellend is en mense wat ontstellende dinge doen, en dan is ons verbaas, en sê ons maak is in die kerk, hoe kan hierdie mense sulke goed doen? En die enigste rede hoekom ons verbaas is omdat ons nie ons eie Bybels lees nie, nee. Ons lees nie Judas wat sê, maar hierdie woorde is reeds gespreek, julle is reeds gewaarsku, dis reeds vir julle aangetoon, dis reeds profeties vir julle daarop gedui. En daar's 'n paar tekste wat ons moet onthou, wat vir ons gewaarsku dat die spotters gaan kom. Ek dink byvoorbeeld hier aan Handelinge 20, waar daar staan van vers 28 af, dis nou Paulus wat daar praat met die ouderlinge in Efese. Dan sê hy vir die ouderlinge, gee ag op julleself, gee ag op die hele kudde, waaroor die Heilige Gees julle as opsieners aangestel het, om as herders die gemeente van God te versorg wat hy deur sy eie bloed verkry het. Want ek weet dit, dat daar na my vertrek wrede wolwe onder julle gaan inkom en die kudde nie gaan spaar nie. Ja, uit julle self sal daar manne opstaan wat verkeerde dinge praat, om die disippels weg te trek agter hulle aan. Daarom moet julle waak en onthou, dat ek 3 jaar lank nag en dag nie opgehou het om elkeen met trane te vermaan nie. Nou dis baie opvallend wat Paulus hier sê, hy sê, daar sal self manne opstaan, daar sal uit julle manne opstaan. Hy praat hier met die gemeente en hy praat met die ouderlinge. En hy sê, hier onder julle is daar wrede wolwe. So dis een plek waarheen Judas ons druk en vir ons sê, gaan lees 'n bietjie weer daai woorde, wat die apostels reeds gespreek het, en onthou wat gesê is. Dan dink 'n mens natuurlik aan ander tekste in Timoteus ook. Timoteus 3, ja, wat praat van die laaste tyd, en ons moet nou daaroor ook praat, wat bedoel die laaste tyd? Maar dat daar mense gaan wees wat in die kerk mense mislei. En ek dink dit moet vir ons juist dien as, Jan Louw, jy het gesê is 'n feature, is nie 'n bug nie. Dit moet juist vir ons wys dat die feit dat daar spotters in die kerk is, moet eintlik vir ons nie noodwendig
dit moet nie maak dat ons dink ons is nie in die kerk nie, maar ons moet juist bewus wees daarvan dat die feit dat daar spotters is, moet dalk juist vir ons 'n teken wees dat ek wel deel is van die ware kerk van die Here Jesus Christus, want die Here waarsku, daar sal spotters daar wees. So jy moenie 'n kerk verwag waar daar glad nie spotters is nie. Moenie 'n kerk verwag waar daar glad nie sulke dinge voorkom nie. Dit is 'n groot genade as dit vir 'n tyd lank nie in die kerk is nie, natuurlik. En ons soek die vrede en die eenheid, maar moenie verbaas wees as dit opduik nie. Jaco, wat sê jy hieroor? Ja, ek dink aan Jesus se eie gelykenis wat hy vertel het van die man wat 'n boerdery het en toe koring gesaai het en toe gaan slaap het en toe kom die skelm en toe saai mos die onkruid tussen die koring. En die volgende dag toe of 'n ruk later, nou in die gelykenis klink dit soos die volgende dag, sien jy hierdie koring en hierdie onkruid tussenin groei en toe vra die ouma, moet ek dit gaan uitruk? Jy weet, dis ook baie keer ons reaksie, né? Moet ons nou skoonmaak, moet ons nou alles uitruk? En toe sê hy, nee, wees versigtig. Dis maar die karakter van die kerk tot by die eindtyd. En as ek terugkom saam met my engele, en dan gaan ons oes, en ons gaan al hierdie goed versamel, en ons gaan die koring, die goeie vrugte gaan ons versamel, en die res gaan verbrand word. My heilige engele saam met my sal kom. En so, ek dink ook in die tuin van Eden, terwyl jy gepraat het, dink ek in die tuin van Eden, daar die kontras in Genesis 3 vers 15 word duidelik klaargestel van die begin af, die saad van die Satan en die saad van die uitverkorenes, wat uit dieselfde Eva sou voortkom. En dit sou die verhaal wees van die God se volk reg deur die geskiedenis van die Ou en Nuwe Testament tot met die eindtyd, die wederkoms. Ek meen, ons kyk net na Israel se geskiedenis. Ek meen, oral in Israel was daar hierdie misleiers en die verdeeldheid. Ek meen, dit het gelei tot Israel se skeiding tussen die stamme. Die verdeeldheid in Israel tussen die 10 en die 12 stamme, en hoe het leiers opgestaan wat die kerk probeer mislei het. Dink aan Biliam en sy doelgerigtheid om die kerk te probeer mislei, want Biliam, wie is die ou wat hier verwys word vroeër na, ek kan nie mooi aan ekskuus, in ons vorige episode is gepraat, hoor op man, was hy genoem, wat die volk probeer mislei het. Wel Biliam word in die teks genoem, jy weet, so, ja. hy doelbewus gegaan om die volk te mislei, en so was daar baie sulke vals profete. I mean, die profete praat oor vals profete, wat sê vrede, terwyl daar geen vrede is nie. So dis die geskiedenis van die kerk. Kortliks, ons moet onsself toerus. Ek meen, dit voel vir my toe jy praat so is, ken jou vyand, ken die kerk se realiteit, ken die wêreld waarin ons gaan lewe. Ek dink ons moet baie keer 'n volstrydsmentaliteit hê en ons kop in die grond druk. En dit maak dat ons nie toegerus is nie. Kerk moet hierdie realiteit verstaan. En die woord gee vir ons die toerusting. So verstaan die realiteit waarop ons gaan leef. Ja, kyk wat ons bely in lyn met dit wat julle nou het gesê, dis artikel 27, 28, 29 oor die merktekens van die ware kerk. En so 'n sinnetjie wat weggesteek is in die begin van artikel 29. Ek wil net vinnig dit vir julle lees. Ons glo dat ons sorgvuldig en met groot oplettendheid die woord van God behoort te onderskei watter kerk die ware kerk is, aangesien al die sektes wat daar vandag in die wêreld is, hulle ten onregte die naam kerk toe eien. So dis onderskeid oor sektes en so. En dan kom hy hierdie sinnetjie wat partykeer ons vergeet van hom. Ons praat hier nie van die heiligelaars wat in die kerk met die goeies vermeng is en tog nie aan die kerk behoort nie, alhoewel hulle uiterlik daarin is. Maar ons sê doetjie. So ons veronderstel dit in ons belydenisse dat daar in die kerk is daar mense, ons praat van die sogenaamde kerkmense, die mense wat voor in die koor op die kerkbank sit, wat na alle menslike oordele deel is van die kerk, uiterlik, maar eintlik heiligelaars is. Soos mense sê, wat is 'n spotter? Dis 'n heiligelaar. Dis volgens die definisie van dit wat Timoteus sê. As jy gaan kyk na wat 2 Timoteus 3 wat jy ons minder na verwys het, is mense is liefhebbers van hulle self, geldgieriges, grootpraters, trotsaards, lasteraars. Dit is 'n hele sondelys en dan kom hy uiteindelik uit wat altyd want uit hulle is die wat in die huise insluip en arme vroue gevange neem, met sonde belaaid is, deur allerlike begeerlikhede gedryf word, wat altyd leer en nooit tot kennis van die waarheid kan kom nie. Ja, daai is altyd so goed. Altyd leer en nooit tot kennis van die waarheid kom nie. Maar dis miskien 'n episode vir 'n ander dag. Vers 18 praat nou spesifiek ook van die spotters wat volgens hulle eie goddeloosheid gaan wandel in die laaste tyd. En gaan kyk 'n mens na Hebreërs veral, dan sien jy Hebreërs deel eintlik die hele wêreldgeskiedenis in 2 tye, die ou tyd en die laaste tyd, of die ou dae en die laaste dae. Die ou tyd
of die vorige dae, as Hebreërs 1 vers 1 praat van, vroeër het God gepraat tot die apostel, tot die profete, deur visioene ensovoorts, dan verwys dit natuurlik van skepping tot en met Christus se koms uit die aarde, en Christus se hemelvaart en die uitstorting van die Gees. En dan die tweede tyd, of die laaste dae waarvan die skrif dan praat, is na Jesus se hemelvaart. Dit is van daar af tot en met die wederkoms. So vers 18 sê, ons moet juis in hierdie tyd, vandat Jesus opgevaar het na die hemel, tot en met Jesus se wederkoms, moet ons verwag, dat daar nie minder spotters gaan wees nie, maar dat hulle juis teenwoordig gaan wees. Maar daar is ook iets van 'n troos hierin, want dit beteken die spotters gaan nie vir altyd daar wees om die kerk te tuister nie, want dis die laaste dae, daar kom 'n einde daaraan. En nou sal ek graag met julle ook 'n bietjie wil infokus, soos ons net nou gesê het, op hierdie kenmerke van die spotters. Vers 18 en 19 sê, hulle wandel volgens hulle eie begeerlikhede. So kom ons kyk miskien eers daarna, en dan kyk ons na vers 19 wat praat van hulle maak skeuring en is sinnelike mense wat nie die Gees het nie. So daar's ongeveer 4 kenmerke wat hier baie uitdruklik genoem word. Die eerste enetjie, ek is nou nie seker wie het eers hand opsteek nie, Jan-Louis. Die spotters wat volgens eie begeerlikhede wandel, goddelose begeerlikhede. Kan ek dit in 'n moderne idioom sit? Jy welkom. Ek voel, Ja. my hart sê vir my, Ja. my liefdeshart sê vir my, nee, dit is die mantra van ons tyd, is dit nie? Dit so hard vir mense, ja. Dis wel. Noem my sommer altroos. Daar altroos. Ek dink dit sit 'n mens op die regte spoor, ja. Jaco. Ja, ek dink die belangrike ding om raak te sien is, hierdie is godsdienstige mense. Hulle spotters nie omdat hulle God openlik laster soos ateïste doen of so nie. So 'n mens kan na die woord spotter kyk en dan kan jy dink dis nou ouens wat in die kerk sit en dan bespot hulle die Bybel openlik, hulle maak grappe van Jesus Christus. Jy weet, hulle is daai tipe ouens. Dis nie hierdie nie. Die spotters hier is mense wat presies wat Jan-Louis voorgesê het, hulle bely met hulle mond sekere dinge, maar hulle hart ontken die krag van Christus opstanding. Met ander woorde, dit is mense wat groot waarhede praat, want vroeër praat Judas van is mense wat groot uitsprake maak, vreeslik arrogant en hoogmoedig is, en soos Ja. dis mense wat, ek het in die vorige episode ook genoem, hierdie tipiese predikers wat opstaan en die verskriklike groot dinge uitmaak, weet, hulle is groot en hulle bulder en hulle gaan die wêreld inneem en hulle het die Gees, hulle het alles, dis eintlik mense wat vir jou vertel hoe lief is hulle vir die Here. Dis eintlik mense wat vir jou vertel hoe vol van die Heilige Gees is hulle. Want as jy werklik lief van die Here is en jy is vol van die Heilige Gees, is jy nederig, jy is bewus van jou gebrokenheid, jy wandel in heilige respek en vrees voor die Here. Jy is nie hierdie groot figuur wat almal om jou net wil laat verstaan hoe wonderlik is jy en hoe groot is jy nie. Dit is die tipe spotter wat ons hier sien. Dis 'n ou wat maak asof hy werklik die Heilige Gees in het, want onthou mooi, Judas gee vir ons die antwoord, julle bid in die Heilige Gees, hulle nie. So, dis mense wat bely, hulle het die Heilige Gees, en dan vreeslike groot uitsprake. Nou, kom ons dink aan die dromers, vol visioene, dink aan ons tyd, ouens wat vir jou vertel, ek het gesien wat die Here met Suid-Afrika gaan doen. Ek het die antwoord, die Here het hierdie droom vir my gegee. Dit is asof die Here het net vir jou uitgekies, jy het spesiale vol koneksie met die hemel en hierdie absolute antwoord, is groot praters. Ek is vol van die Heilige Gees, ek is 'n profeet geroep vir Suid-Afrika. Dit is die spotters wat ons hier sien. Mense wat hulle aanmatig voor God in sy naam. Nee? Ja. Hulle het geen respek vir die Here en sy woord nie. Hulle matig hulle self aan op 'n vlak gelyk aan Christus. Jy weet, ek is die profeet van Christus. Ek is 'n klein Christus. Maar teenoorgestel met dit, wys Judas ook vir ons, is met die voorbeelde wat hy genoem het vroeër, is mense wat dan skandvlekke is. Hulle leef immoreel ook. In die stilligheid van hulle lewe, leef hulle immoreel. So hulle praat groot dinge, erken die opstanding van Christus, maar in hulle privaat lewe is dit egskeiding, losbandigheid, noem dit, jy weet, geldgierigheid, spille, betrokke by kontroversies, ensovoorts. So kan 'n ou nou maar aanborduur. Die ding wat die hele tyd uitkom in ons gesprek is dat hierdie spotters is nie buite die kerk nie. Hulle is in die kerk. En Jaco, wat jy nog gesê het, dit herinner my aan Titus 1 vers 16, waar daar gepraat word van die tugteloses, of hulle wat
dwaalleer verkondig en huisgesinne omkeer in die gemeente. En dan staan in Titus 1:16, hulle bely dat hulle God ken. Dis belydende lidmate van die gemeente. Maar hulle verloon hom deur die werke, omdat hulle gruwelik en ongehoorsaam is en ongeskik vir elke goeie werk. Jaco, jy wil nog daarop ietsie reageer? Ja, ek wil baie graag, en ek voel dit is baie belangrik, ek voel dit baie sterk op my hart nou, en ek volg jy my hart nie, Jan-Louis. Maar ons praat baie graag, en ek wil dit regtig sien, ek dink ons moet 'n bietjie as gereformeerdes met mekaar ook praat. Ons praat graag oor buitemense, maar hierdie spotters is in die gereformeerde kerk. Hulle sit in ons kerk, hulle sit Sondag in ons banke, ons moet dit verwag. Hulle sit op ons ouderlingbank. Nou gaan ek seker baie raas kry oor. Hulle sit op ons ouderlingbank. Hulle staan op die preekstoel en preek. Wie is hulle? Dis mense wat met 'n vreeslike godsdienstigheid die kerk se stream, die voortgang van die kerk stream. Mense wat werklik die krag van God se werking in die lewe van sy lidmate, net sodra 'n lidmaat in sy eenvoud lyk asof hy regtig die Here wil volg en die roeping van die Here wil nastreef, byvoorbeeld in evangelisasie of sending, dan is daar altyd hierdie teenskoppery van sekere mense. Byvoorbeeld, dit is ook mense wat op ons ouderlingebanke sit vir jare, 40, 50, 60 jaar, volg sy pa op, maar in sy privaat lewe is 'n drank, en dan word dan maar die drankie gevat, en hy word te veel gedrink nou en dan. Ag, moenie worry, dis wat die ons Afrikaners is. Nee? So ons kan aanpraat hier, maar kom ons vat die balk uit ons eie oog uit. In die vorige episode het ek baie gepraat oor, ek het 'n paar name genoem van in die charismatiese kringe, maar ek dink dit is ook baie belangrik dat ons besef, daar spotters in ons eie kerk. En dit is nie altyd ouens wat drome en visioene het nie, want jy kan ook 'n dromer wees sonder 'n droom. Jy kan iemand wees wat 'n vreeslike gereformeerde lewe voorhou, maar in jou hart, waar is die gees in jou hart? En waar is die liefde, die ware, passievolle, eenvoudige, nederige liefde vir Christus in jou hart? Wat ook hierdie eenheid bewerk. Was jy altyd hierdie ou wat, jy moet altyd, en ons het vroeër gepraat oor die moeilikheid maak, ek as 'n moeilike oom, jy moet net weet, jy weet, is dit nie ook waarvan ons praat hier, as ons praat van spotters nie? So ek wil baie graag aansluit by wat jy gesê het, Jaco. Jy my hart sing as jy seker goed sê hoor. Kyk, Paulus en Jakobus lyk of hulle teen mekaar afgespeel word. Jakobus werke, Paulus geloof nie. Maar waar die harmonie van die twee se teologie vir my altyd pragtig raak is waar dit sê wys my hoe jy leef en ek sal vir jou wys of jy werklik glo. En dit is in 'n sekere sin wat hier bedoel word, want as jy Sondagoggend uit die kerk uitstap en jy het nou 'n redelike prediking gehoor, enige preek behoort jou te vermaan, maak nie saak of dit 'n goeie of 'n slegte preek in ons taal is nie. En jy kom by die huis en jy vergeet wat gepreek is en jy maak dit nie werklik praktyk nie en spoel dit nie oor na Maandag toe nie, dan is dit half hierdie tipe van ding waarvan jy nou net gepraat het. Maar waar dit vir my regtig baie kernagtig is hoe tree jy op as jy alleen is? Jy's net so beskaaf, jy's net so gelowig soos wat jy optree wanneer jy alleen is. Kolossense 3 praat van rig jou gedagtes na bo. Filippense 4 vers 8 sê bedink alles wat goed is. En ek dink dit is presies hier waar die skrif vir ons baie mooi verduidelik is. Want ons kan nou baie maklik na die ander ouens toe gaan, maar ek self is ook hier in die sperf hier nie. Is ek nie ook maar 'n spotter, hygelaar nie. Want wat sal gebeur as jy kan sien wat ek dink? Op enige gegeewe oomblik, nee. So dis pragtige selfondersoekende vrae hierdie. Ek weet ons baie graag praktyk maak vir buitekant, maar dink 'n bietjie wat hierdie woorde vir jouself betref. Ek's regtig net so beskaaf soos wat ek optree wanneer ek heeltemal alleen is. Presies. So dit bring dit eintlik elke keer weer terug na op lidmaat vlak en dis nie noodwendig, dis nie net buite die kerk nie, dis nie net die leiers van die kerk nie, maar dit is ook op lidmaat vlak waar ek myself ook moet vra, maar is ek iemand wat in die private lewe, in my eie lewe, wandel ek volgens my eie begeerlikhede, ja of nee? Daai vermaanende aspek wat jy van gepraat het. So, nou gaan die kenmerke verder in vers 19 en praat van hulle wat skeuring maak en sinnelike mense is, en ek dink nie mens moet dit noodwendig
te rigied afbaken hier nie, want dit gaan alles nou saam met die einde van vers 19 wat sê, dis mense wat nie die gees het nie. So, jy moet al hierdie dinge verwag van iemand wat nie wedergebore is nie. Ons het net nou aan die begin van die episode gepraat oor iemand wat nie wedergebore is nie. So ons wil dit nie noodwendig almal skei nie, maar ons moet 'n bietjie verstaan wat beteken hierdie kenmerke. So, skering maak, verwys hier nie noodwendig na iemand wat net onmin saai nie. Maar ek dink die gedagte hier is dat hy 'n onderskeid bring binne in die gemeente en dat hy 'n verdeeldheid wil bewerk. En dit is 'n belangrike onderskeid hier as mens kyk na die res van die skrif wanneer dit kom by skering. Hy wil dit hê. Dit is nie iemand wat veg vir die waarheid en as gevolg daarvan dat die hartseer ding gebeur dat daar verdeeldheid kom nie, maar hier is iemand wat dit wil hê. Hy soek met ander woorde daardie onderskeid wat gemaak word en ek dink die trefkrag van hierdie woord is ook dat hy homself op 'n manier afgesonder het. Ek sê nie dat hy noodwendig net wegbly van die eredienste nie, maar hy het homself 'n bietjie verhef en hy stel homself aan as die een wat koninkraai oor 'n bepaalde saak en hy bring hierdie skeiding binne in die gemeente en dit kan wees op grond van 'n bepaalde houding wat hy inneem, op grond van bepaalde verskille wat daar is. Hier kan mens weer gaan kyk na Titus 3 ook, wat praat van die persoon wat verdeeldheid bring en veroorsaak binne in die kerk. So daar is hierdie meerderwaardigheid, daar is hierdie soeke van ek onderskei myself as iets uniek of iets anders of iets beter of is hoër as die res, daai trant. Nog ietsie oor skering, Jan-Louis en Jaco. Ja, ek dink dit is belangrik as jy Judas lees en ons belydenis sê dit ook. Dit gaan hier oor leer en lewe, nie net leer nie. Ons kan maklik nou as gereformeerdes gryp net na die leerkomponent en sê okay, dis mense wat afwyk van die gereformeerde leer. Dit gaan nie net hier oor die oor leer nie. Die voorbeelde wat hy hier gee, omvang die hele wese van leer en lewe in 'n eenheid. So ja, dit is mense wat valse lering verkondig, die dromers met valse beelde en noem al hierdie valse profeseë wat ons nou al baie gepraat. Maar dit gaan ook oor wat ons nou reeds genoem het, lewe, die opstandingslewe van Christus. Ken jy daai wat Jan-Louis daai vers wat Jan-Louis aangehaal het? Ken jy die opstandingslewe van Christus? Leef die Gees in jou, want hy praat tog hier van bid in die Gees. En ons kan dalk 'n bietjie uitwy daar, maar die bid in die Gees hier gaan oor as jy die Heilige Gees in jou het, leef jy onafhanklik van die drie-enige God. Dis wat om in die Gees te bid en te lewe beteken, nie een of ander ekstatiese ding nie. So dit gaan hier oor al twee. So dis mense wat skering bring op al twee daai vlakke. Dis mense wat doelbewuste valse lering verkondig rondom Christus en sy woord, maar ook mense wat deur hulle lewe net altyd 'n wig is, die teen is nie. Net dit alles 'n vooruitgang, regtige eenvoudige passie vir Christus en die groei van die geestelike groei van die kerk en uitbreiding net teenstaan, want dit is nie hoe ons dit altyd doen nie. Dis nie ons tradisie nie. Jy weet, moenie die stoel toe skuif nie, hy's nou uit plek uit. Sulke goede. So dis leer en lewe, maar eenvoudige hart waar ons saam rondom Christus bind in 'n passie vir Christus. Die opgestaane Christus, jy kyk hoe die apostels geleef het. Daar's mense wat bedreig voel daardeur. Die werklike, want die lewe is nie in hom nie. So hy voel bedreig deur iemand wat werklik die lewe wys of voel of het, jy weet. Ons kan nie heeltemal gevoelens op weggooi nie. Daar's 'n geestelike dimensie waar Christus in ons lewe werk. So dis mense wat net ook daar teen staan die hele tyd. Ja. So die volgende gedagte wat uitgelig word is weer eens die resultaat of 'n simptoom van iemand wat nie die Gees het nie. En dis sinnelike mense. En miskien is die eerste gedagte wat by mense opkom, sinnelik beteken losbandig in 'n seksuele sin. En ek dink nie dis ver gesog nie, want Judas praat ook daarvan dat daar hier die losbandigheid by sulke mense is. Dit gaan alles saam met iemand wat volgens sy sondige begeertes wandel. Maar sinnelik hier dink ek is nie net beperk tot seksuele losbandigheid nie, maar iemand wat werklik wandel volgens die vlees. Kan julle dit miskien op 'n ander manier ook 'n bietjie beter uitpak, dat 'n mens kan verstaan wat is hierdie kenmerk van 'n sinnelike mens?
Ja, jy tree op vanuit jou gevalle natuur. Die dooie natuur wat jy elke dag moet kruisig. So jy gee uiting aan daardie sondige begeertes. En ek praat nou nie van weet ek weer is verkeerd om my laaste toffie in die pakkie te vat nie. Kom ons maak dit konkreet. Ek sit by 'n verkeerslig en iemand jaag voor my in. Jy weet wat wil jy doen? Jy wil vloek, jy wil tekens wys, jy wil te kere gaan. Jy's te nagekom, jy kom onder druk, die kinders is besig en jy wil uitvaar en jy wil te kere gaan. Jy wil ek het regtig 'n moeilike dag gehad. Hierdie ek soek glas nie, ek skies 'n bottel nie, ek skies 'n kas wyn. Jy weet dit is nou baie seker belaglike voorbeelde, maar dit gaan daaruit dat jy sit jouself in die sentrum en jy dink nie oor wat verwag God nou in hierdie konkrete situasie van my, want Jakobus sê ag dit louter vreugde wanneer allerlei beproewing oor julle pad kom, uiteindelik sodat die beproewing van julle geloof dat dit by die beproewing van julle geloof sal lei nie. Dit gaan daaroor dat ek ervaar al hierdie dinge van buitekant af, dit gaan oor my, dit gaan oor wat ek wil hê. Selfs in die gemeente as dinge gebeur nie volgens wat ek wil hê nie, dan vaar ek uit en ek raas en ek skree. Dit is tipies waar mense ook van die kerk 'n tipe van 'n vereniging maak waar as hulle nie volgens my pype dans nie, dan vat ek lig my as 'n staat en ek gaan na 'n ander gemeente toe. So sinnelik staan hier direk teenoor mense wat nie die gees het nie. So sinnelik is die vleeslike optrede, ek tree op vanuit my vlees, vanuit my begeertes. So hier kan mense dink aan Galasiërs. Dit is die werk van die vlees teenoor die werk van die gees. Jy wandel in jou vlees en jy doen die dinge van die vlees en jy wandel nie en soek nie en bly nie in pas met die werk van die gees nie. En daarom kom die vrug van die vlees kom ook na vore. So dis eintlik 'n baie voor die hand liggende onderskeid wat jy by die spotter gaan opmerk. Is 'n deurleefde vleeslike mens. Mens moet ook versigtig wees om nie net iemand maak 'n keer 'n fout en nou bestempel jy hom sommer as 'n spotter nie. Hier's 'n deurleefdheid, hier is 'n diep gewortelde, mens kan werklik vanuit die vrug van sy lewe sien, die gees werk nie hier nie. Die gees is nie hier, dit is nie die vrug van die gees hierdie nie. Daar's nie gewilligheid om jou kruis op te neem en Christus te volg nie. Dis dit. Goed, julle, so ek dink dit het ons nogal gehelp om die spotter te kenmerk en gelukkig laat die Here se woord ons nie net daarby nie, maar hy leer ons ook wat is ons behoud. En dit is dan nou hier van vers 20 af na vers 21. Julle geliefdes moet julle self opbou in julle allerheiligste geloof. En in die Heilige Gees bid, julle self in die liefde van God bewaar, terwyl julle die barmhartigheid van ons Here Jesus Christus tot die ewige lewe verwag. So hier's nou weer eintlik ietsie van waar daar 4 kenmerke van 'n spotter is hier nou eintlik weer 4 aspekte wat ons leer hoe ons die spotter of altyd die tyd van die spotter oorleef en wat ons behoud is. En Judas begin en hy sê julle moet julleself opbou in die allerheiligste geloof. Nou ek wonder wat beteken dit? Wie kan ons daarmee help? So ek wil net 'n vinnige tree teruggaan. Die wonderlike is daai maar jy kry daai maar in Efesiërs 2 maar God, maar julle, so daar's 'n mooi ander onderskeid, dis dit wat hy die afsondering van die kerk teenoor die ware kerk teenoor die valse kerk wat dalk daarmee vermeng is, maar opbou in die allerheiligste geloof. Dit gebeur wanneer 'n gemeente werklik sterk staan in die woord. 'n Gemeente wat swak is in die woord is maklik verdeelbaar, is maklik vatbaar vir skeuring, vir sinnelikheid. So as jy die waarheid van die woord ken, is soos daai mense van die ou tyd wat die geld getel het met hulle hande. Hulle het naderhand nie nodig gehad om die ding mooi te bekyk nie. Hulle kom met hulle hande die valsheid onderskei het. En as mens mooi ook die konteks van Judas hier in gedagte hou, hulle is oorval deur valse leer wat hulle onverhoeds betrap het. So dit mag nie gebeur nie. Dit mag nie gebeur nie. En as hulle self voortdurend opbou, hulle self as lewende steen in die gemeente in die huisgesin van Christus sien, dan behoort hulle nie vatbaar te wees vir skeuring. Jakob, daar is 5 dinge as jy vra wat moet ons doen en wat is hierdie opbou? Ek sien ek so 5 dinge. Die eerste ene is onthou die apostels se woorde. Nou hierdie onthou is nie net
lees dit nie. Dis 'n diep oordeenking. Laat dit soos Paulus gesê het in Efese, laat die woord van God ryklik in jou hart woon. Ja. Hoe laat ons die woord ryklik in ons hart woon? Ons gaan kerk toe, ons gaan Bybelstudie, maar ons het ook 'n persoonlike Bybelstudie. Ons lees regtig die woord. Ons laat die woord ons deurdrink. Ons laat die woord ons vloei. Iemand het gesê oor John Bunyan, if he bleeds bubbling. Jy weet, die woord was in hom en dit was in sy wese, in die vesels van jou wese in. Bou jouself op in die allerheiligste geloof. Nou, die allerheiligste geloof is mooi. Dis 'n enige geloof. Daar's nie nog gelowe nie. Dis 'n enige geloof. Dis 'n heilige geloof wat Christus gee. Kom nie menslike verstand uit nie. Bou jouself daarin op beteken verstaan waar hierdie geloof vandaan kom. Dis 'n gawe van God en dit word onderhou deur hom. So hoe gaan dit onderhou word? Soek hom, bly by hom, die wingerdstok, bly in my. Dan sal jy baie vrugte dra. Bid in die Heilige Gees. Dis nie een of ander ekstatiese ding wat jy jou oë toemaak en dan begin jy dinge voel en sien nie. Dit is om God se woord te ken. As jy in die Heilige Gees bid, die Gees het die woord geïnspireer. Dit is 'n uitgeasemde woord. As jy die Gees ken, as die woord ken en dit leef in jou soos bloei bublien, dan kom dit by jou mond ook uit. Dan bid jy in die Gees. Dan wandel jy in die Gees. In die Gees, Jesus het gesê, as hy kom, sal jy herinner aan my woord. En dan gaan hy jou aan God se woord herinner. Bewaar jouself in God se liefde. Ons het nie hierdie liefde verdien nie. Ons word dit vrygegee. Bewaar jy daarin is om dit te besef en dan naby in Christus te leef. Om te weet hierdie liefde sal nooit van my afwyk nie. Ek is in God se hande. Niks in my se hande uitruk nie. En dan hierdie verwagting. Weet ons gaan hom sien. Oomblik as ons weet ons gaan hom sien, dan bepaal dit hoe ons elke dag ook gaan lewe. Dan gaan ons anders omgaan by ons werk, by ons huise, met ons verhoudings, met die dinge wat ons kyk, die flieks wat ons kyk, by die rugbyveld ensovoorts. Ons moet 'n verwagting hê. So dis die dinge wat ek sien hoe ons onsself moet opbou. Ja. Vat dit baie mooi saam en dit trek eintlik weer terug na die begin van die brief. Gesê stry in die geloof. So dit gaan terug na dit wat apostolies oorgelewer is, of die apostoliese geloof. Gaan terug na die ou weer, sê die profeet. En kyk daarin, wandel daarin. So ons behoud in tye van hierdie spotters in die gemeente is eintlik om die hele veldtog te loods, om hulle te probeer wegdryf nie. En dit is ook 'n sinnelike ding om te doen. Dis 'n vleeslike ding om te doen. My reaksie is druk terug, stamp terug, stoot uit. Jy weet, terwyl Judas sê nee, hier sou jy jouself opbou, gaan net weer terug na die apostoliese leer en hou jy net daaraan vas. Beteken nie dat die tug nie bedien word nie. As hy die positiewe stel, dan stel hy nie die ander ding uit nie. Hy sê nie vermy die tug nie, maar dit gaan hier oor vir my as gelowige, vir ons as gemeente. Maak seker dat jy nie jou aandag so afgetrek word dat jy die hele tyd fokus op hierdie negatiewe en op die spotters en wat gaan ons maak met die spotters nie, maar fokus om jouself op te bou op die allerheiligste geloof. En Jaco, ek dink jy het dit vir ons baie mooi uitgepak, daai 5 aspekte. Noodwendig gaan hiermee saam dan ook die gedagte van gebed. Om vers 20 sê, en in die Heilige Gees te bid. Maar die Heilige Gees te bid is nie om ewe skielik in 'n besondere of unieke taal te bid nie. Dit is nie om 'n besondere ekstase te beleef of ervaring te hê nie. Die Heilige Gees, om te bid in die Heilige Gees, soos wat dit in ander dele van die Bybel ook uitgelig word, is gewoon waar ons net nou gehoor het van iemand wat 'n deurleefde sinnelike lewe lei, gaan gebed in die Heilige Gees gaan gepaard met 'n deurleefde lewe en 'n deurleefde verhouding met die Here. Dit is die gebed van die wedergeborene. Dit is die gebed van die kind van God. Dit is, om het baie eenvoudig te sê, dit is wat het is om te bid in die Heilige Gees. Is nie soos Jakobus ook sê dat mens bid in die vlees en nie ontvang nie, maar bid in die Heilige Gees, bid in dit wat bid deurdrink met die skrif. Bid agter die Here aan, bid vir dit wat hy wil. Soek na die weë van die Here. Ek dink ons moet aangaan na vers 21 dan, wat praat van die ander kenmerke, of althans nie die kenmerke nie, die ander aspekte van behoud. Julle moet julleself in die liefde van God bewaar, terwyl julle die barmhartigheid van ons Here Jesus Christus tot die ewige lewe verwag. Kom ons hanteer hierdie twee saam, as gevolg van hierdie woordjie terwyl. Julle in die liefde van God bewaar, terwyl julle die ewige lewe verwag. Nou ek het nou baie gepraat oor die gebed in die Heilige Gees. Nou gee ons van Jan-Louis die mikrofoon om ons te sê wat vers 21 beteken. Ek dink vers 21 hak baie mooi aan met die werkwoordjie daar in vers 17.
onthou die woorde van ons Here Jesus, verwag dit, dat julle nie onverhoeds betrap en dat die bitterheid en die arrogansie en die verdeling en die skering en die sinnelikheid van die spotters julle nie onverhoeds betrap of van stryk af kan bring nie, weer terug aan die begin van die brief stry. So om te bewaar beteken, wees bewus hiervan en terwyl jy dan nou, onthou al hierdie goeders gaan saam, opbou, bid, en deur dit te doen bewaar jy, en dan kom dit by die volgende werkwoord uit, ewige lewe verwag. Nou, daai ewige lewe verwag is 'n aktiewe werkwoord. Ons sit so en dink wag, is ek sit nou maar en wag, weet, ons sit amper en dink aan wat gebeur as jy by binnelandse saak sit en wag vir jou die beurt in die ry. Dis nie wat dit beteken om te wag nie. Jy het 'n baie lang lys, ons gekyk na Sondag 38 van die katekismes oor wat ons veronderstel is om in hierdie rus waarin ons nou besig is om in te gaan van die Here, wat ons moet doen, wat ons die woord van die Here verkondig. Ons moet sorg dat ons hier waar ons geplant is, lewende stene is, lewende getuies, briewe is. So om te die barmhartigheid van die ewige lewe te verwag, beteken om nou reeds daai lewe te leef soos wat dit die Here betaam, soos wat dit 'n gelowige betaam, terwyl ek al hierdie werkwoorde, dis nie net jy doen een by uitsluiting van die ander nie, al hulle werk so saam met, so jy bou op, jy bid, jy bewaar, jy verwag. So dit verwys hier na die volharding van die gelowiges, die volharding van die heiliges, om te bly staan aan dit wat oorgelewer is, gehoorsaam die Here na te volg, en so bly ons in sy liefde. So dit trek weer terug hier na Deuteronomium 6, die 10 gebooie, dat ons met ons hele hart, met al ons kragte, met ons hele verstand die Here sal lief hê. So daar's 'n wederwysige aspek hier. Die een is, ons hou vas dat God ons eerste lief gehad het. Dit is immers wat die apostoliese geloof vir ons leer, is dat ons onverdiend gered is. Maar daar is hierdie verantwoordelikheid ook wat nou baie duidelik vir ons hier uitgelig word. En dit is dat ons ook 'n verantwoordelikheid het om in liefde te lewe teenoor God en teenoor ons naaste. En daarin moet ons bewaar. Veral in hierdie tyd wat spotters ook die kerk bedreig. Dan is die oogmerk van die kerk is groter liefde, meer liefde vir die Here en vir ons naaste. Dat ons ook nie, soos Hebreërs waarsku ook, moenie dat daar by julle 'n wortel van bitterheid ontstaan, of dat daar 'n wortel van bitterheid skiet nie, want dit word later aan 'n kanker wat die hele gemeente eintlik opvreet. En dit gebeur so maklik in hierdie tye wanneer daar spotters in die kerk is, wanneer al die sinnelikheid in die kerk is. Dan laat ons na om onsself in die liefde van die Here te bewaar. Julle, so daarso staan dan natuurlik ook, soos ek sê, ons moet dit eintlik saam sien, daar staan ook, terwyl julle die barmhartigheid van die Here Jesus Christus tot die ewige lewe verwag. So ons hou vas dat ons nou in die laaste dae is. En as ons in die laaste dae is, dan beteken dit Jesus kom een van die dae terug. En ons moet hierdie perspektief hê, ons moet hierdie toekomsvisie hê in tye wanneer dit swaar gaan met die kerk, wanneer daar bedreigings in die kerk is, verdeeldheid in die kerk is, wanneer daar 'n terugskoppery is, waar die gelowiges teengewerk word, dan moet ons juis verder kyk as wat ons nou het. Die toestand van die kerk nou, en die wederkoms raak sien. Ons is dus nie hopeloos nie. Enigiemand 'n laaste woord voordat ons hiermee ons episode afsluit? Nee, want ek dink ons het dit mooi uitgepak. Ja, so hier's 'n baie mooi parallel. 4 kenmerke van die spotters en 4 aspekte van behoud in die kerk. En ons hoop ook dat dit gelowiges mag help in hierdie tyd. Ons hoop dat ons daarmee sal raak sien, julle wat luister en kyk en ons skriptuurartikels lees, en so dat julle ook mag besef dat die kerk is nie hopeloos in hierdie tyd. En hierdie is die laaste dae. Die Here Jesus Christus is op pad terug. Ons hoor sy voetstappe en ons weet daar sal volkome verlossing ook vir ons wees. Laat ons dan nou in hierdie tyd volhard, vas staan in die geloof wat al reeds eenmaal aan ons oorgelewer is. Jaco en Jan-Louis, baie dankie vir julle deelname en dit was 'n baie sinvolle en 'n leersame oggend saam met julle. Lekker dag verder, totsiens elkeen. Tot volgende keer.